Here, en dankie dat U hier is om ons magtigste seën. Ek wil bid, Here, en mag die woord vanoggend ons harte herroeplik verander. Mag die salwing van die Here beweeg van persoon tot persoon. Ek wil bid, Here, vir die invloed van die Heilige Gees op elkeen van ons lewens. Mag U ons magtig ontmoet in hierdie môreuur, Here, soos nooit van tevore. Kom seën, Here, ons dubbelmatig met U Gees in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En die kerk van die Here sê amen. Halleluja. U mag sit hier waar is. Glory to God. Thank you, Jesus. Geliefdes, ek wil vanoggend in besonder groet aan al ons pastoors, vrouens vanoggend in die huis. Ons moederleidster vanmôre, ons ouderlinge, ons evangeliste, die vroue en die manne van die Here, ons diakens en ons susters, in die pragtige naam van die Here. Spesiale groete aan hierdie huis, House of Perez. Greetings in the wonderful name of our Lord and Savior. Amen. Geliefdes, ook besonderse groete aan ons gaste vanoggend wat saam met ons is. Ons Brushynse familie, al die pad van Beaufort Wes. Groete in die naam van die Here. Dankie dat U julle vanoggend saam met ons is. Ons is absoluut vir die Here dankbaar vir julle teenwoordigheid. So ook vir Suster Juliana en Broer Thomas wat saam met ons is. Uit al die pad van die Noord-Kaap. We also see here this morning Nicole and her husband and the family here present this morning. We greet you. Amen. Thank you, Nicole. Jy vergeet nooit jou huis nie. Hier was jy 'n jeugkind en hier het jy ook verder gaan studeer en jy het teruggekom en jy het 'n familie vanoggend. Amen, prys die Here. Ook groete aan Broer Jaya se familie, sy skoonma, prys die Here en die ander familie wat saam met ons is. Dierbares, ek sken net so 'n bietjie. Elke besoeker is gegroet, man, in die pragtige naam van die Here. Ons broer Donnie en sy vrou, ons is vir die Here so dankbaar vir hulle in ons lewe. Die regte tyd het hy en sy vrou en hulle kinders in ons lewens gekom en ons werklik waar tot 'n absolute seën gewees, tot 'n nou bediening verder gevat, en so ook Suster Lien en haar familie, wat ook vir ons geweldig ondersteun het oor die jare. Dankie Suster Lien, Suster Linie, en almal, prys die Here, saam met haar kinders, wat vir ons oor die jare ondersteun het. Ek dink toe die multipurpose net so oopmaak, het ons 1500 mense op 'n jaar in hy saal gehad, prys die Here. Dit was een van die grootste concerts wat ons gedoen het. So ook Broer Boy Basson wat in 'n tyd, ek sal nooit vergeet die concert wat ons gehou het in die hoërskool ten bate van die bou en fondsinsameling. Hy en sy vrou het geweldig vir ons daai jaar gehelp, prys die Here, om die werk te stoot, prys die Here. Die bares, laat my net toe om ook net vanoggend 'n spesiale eer te betoon aan ons evangelis Pietersen. Dis 'n vrou wat my jeugleier was. En sy was ook later ons buis in die jeug. Sy het bas gesing in die jeug. En so het sy vir ons geleer. En later toe ek jeugleier word, was sy die persoon wat toesig moes hou oor die jeug. In die ou dae, die mense nie geglo, jong mense kan alleen vergader. Ja, moes altyd 'n groot mens wees in ons midde. Amen. En sy het saam met ons die trippe onderneem. Lyk my ek moet weet hy goed in die kerk bring. Waar daar 'n groot mens moet saam met die mense ry in die bus, sodat daar net orde kan wees. Dat daar net orde kan wees. Amen. Lyk my 'n mens moet weer teruggaan na die goeie toe.
want dit het vir ons gehelp. Amen. Die bares, ek wil ook aan Sister Patricia ook dankie sê, en ja, sy het geweldige impak tot op nou toe op ons lewens gehad. Jy het nodig dat mense in jou glo as jy jonk is en jy staan voor 'n gemeente, is dit nodig dat groot mense agter jou staan. As die groot mense agter jou staan, is daar gewig. Jy is nie meer 'n kort sokkie nie. As gewig, dankie Juffrou Mac, jy het gewig gegee. Dit het my baie bold gemaak om die werk van die Here te stoot. Prys die Here. Ek sou dit nooit reg kry nie. Saam met die hulp van die Here en hierdie groot mense wat 'n skaduwee was oor ons, ek en my vrou en ook vir my vrou dankie sê. Dit was moeilik vir haar, prys die Here. Ek is maar moeilik, die bares. En ek is lief vir die Here. Ek kan kerk hou heel dag. Ek kom uit 'n era uit waar ons 24/7 kerk gehou het. Ons het maandag aan, ons het sondagoggend diens gehou, sondagmiddag 5:00 diens gehou, maandag aan biduur, dinsdag aan evangeliediens, woensdag aan het ons diens gehou, oop deur, donderdag aan het ons weer oop deur gehad, vrydag was dit deeg, saterdag aan het ons voorbereiding diens gehad. Ken julle hom so? So het ons kerk gehou. So daar was niks anders. Ek het rugby daai jare gespeel, dan moet ek nou skelmpies gaan rugby speel en maar weer sorg dat ek nou nie seer kry nie, want as ek nou krippel is, dan sê hulle ja, die Here het jou gekry. So 'n mens kon nooit ook jou uitlewe nie, want jy is so bang net hoe kry die Here jou. Want die ou mense het geglo jy mag nie sport speel, jy mag nie 'n kortbroek dra nie. Ek sukkel nog tot vandag om 'n kortbroek te dra. Amen, nie dat ek die bene het vir 'n kortbroekie, maar nie te min. Dit is 'n topik van 'n ander dag. Right. Ek wil met die kerk vanoggend kortliks praat, dierbares, en hierdie boodskap het sy oorsprong gevind uit die gebeurtenisse wat in ons gemeenskappe plaasvind. Dit is dinge wat in die gesin plaasvind, maar afspeel in ons skole. Soveel so dat ewens gelowiges se kinders betrokke was by hierdie tipe van gedrag wat die skoolstruktuur lam lê. En hierdie swaarheid en hierdie lelike dinge en hierdie afgryslike gebeurtenisse speel hom af binne in die skool opset. En die vraag word gevra en ek kry een oggend 'n SMS, pastoor, julle moet iets doen. En ek vra die Here, waar begin 'n mens wanneer die familiestruktuur geweldig vernietig lê? Waar begin 'n mens wanneer ouers nie ouers is meer nie? En kinders net doen en maak soos wat dit hulle voel of soos wat hulle wil, prys die Here. En dit breek my hart, want waar het ons verkeerd gedoen? Waar vat ons mis, ewens as die kerk? En ek kom vanoggend om vir hierdie kerk te sê, die gesin moet terugkeer na God se struktuur toe. Die gesin moet terugkeer na God se beleid toe. We cannot allow the devil to destroy the family structure. Amen. Hallelujah. Because we feel the pain, believers. It's a lot of pain. A lot of educators are miserable. They are in distress because of the behavior of the children that they have to thought. Maar hulle kan hulle nie leer nie, die regte goed leer nie, want hulle moet nou eers maniere ek en u kind leer, voordat hulle die curriculum moet
leer aan ons kinders. Dan kom ons ook by die ouervergadering. Maar hoekom kan my kind nie skryf nie? Juffrou kan nie jou kind leer om te skryf nie, want juffrou moet eers vir hom of haar leer hoe om stil te sit. Daar's 'n probleem, dierbares. Ek sien die ding in die kerk ook. U en ek kan nie ons kinders tot bedaring bring nie. Jy het nie gesien. Daar's net een Gogga wat die kind kan tot bedaring bring. Wie is hy Gogga? Huh? Pas op, dierbares. Pas op. Kom ons bly na die gedagte in Kolossense 3. Lees ek net so saam met u 'n paar verse, versie 18, dit lees as volg. Geliefdes, asseblief, wil jy moet goed luister, die kinders moet luister daar agter. Ja, kan sien dat hulle luister. Gaan nie lang wees nie. Die Bybel sê in versie 18, vroue wees aan julle mans onderdanig soos dit pas by mense wat met Christus een is. Hoor julle daar? Ons is besig met die gesinsstruktuur. Mans, julle moet julle vroue lief hê en julle moenie gruwe teenoor hulle opbou nie. Kinders, julle moet in elke opsig aan julle ouers gehoorsaam wees, want dan is die Here tevrede. Ouers moenie aanhou fout vind met julle kinders, sodat hulle moed verloor nie. Dit is die woord van die Here. Nou die struktuur van die familie bestaan, of laat ek dit so stel, die struktuur van menswees bestaan uit 'n familie uit. Jy gebore deur die invloed of deur die help van jou ouers en jy belong in that family now and you are together in this family. En terwyl jy met hierdie familie is, word daar sekere goed vir jou geleer hoe om te lewe daar buitekant. Nou die familie se funksie is om sekere waardestelsels in 'n mens in te bou. Die doel van die familie is om 'n waardestelsel of 'n waardestelsel bewusmaking in daai kind te verwek. Nie iewers anders nie. Nie by die skool nie, in die familie. In die familie moet die kind geleer word aangaande Jesus. In die familie word die kind geleer aangaande God en sy kerk. Amen. En in die familie word die kind geleer aan die belangrikheid van die medemens. Hoe om met ander mense om te gaan. Dit kan nie by die skool geleer word nie. By die huis moet ma met haar dogter sit en sê, so trek jy aan, so sit jy, so handel jy. Jy praat nie net nie, jy wag. Jou beurt af, dan praat jy. Anders as jy nie dit leer nie, dan gaan jy baie aanstoot kry en ander aanstoot gee. Het u al gesien gelowige mense wat nie weet hoe om te praat? Weet u hoe om te praat? Prys die Here. Maar die Here wil vanoggend vir ons leer. Kom ons sit net uit die uiteensetting van gesonde verhoudinge. Daar moet duidelike riglyne en reëls wees wat die gesin se voortbestaan bepaal. Jy moet my volg. Otherwise gaan jy agter wees soos 'n typ wat vashak. Jy moet nou saam met my loop.
Kom ons sit gou die gesonde verhoudinge van 'n gesin of die gesin. Kom ons ontleed net gou die gesin. Daar moet duidelike riglyne en reëls wees wat die gesin se voortbestaan bepaal. In Kolossense 3 word hierdie liglyne uiteengesit. Hy begin by die vrouens, wees aan julle mans onderdanig. Amen. Weet u, dis hoekom ons sukkel met gesag. As 'n vrou gesukkel om te luister na die pastoor of na sy man, kom ek begin so, vat vir pastor weg, want ons is meer gehoorsaam aan die pastoor as aan die man. Los vir my, ek het my vrou, wees gehoorsaam aan jou man. My God, onderdanigheid die bares. So groot woord. Amen. Dis hoekom as daar nie onderdanigheid is nie, dan sukkel ons met so 'n vrou in die kerk, want ons kan nie hom tot orde bring nie, want hy is bandeloos en ontug, want daar is nie orde nie. Ek moet soms vra, as die suster so 'n houding het, hulle het maar so kyk nowadays, dan vra ek, hoe is die vrou onderdanig aan haar man? Dat ons eens vir jou kan sê, suster, jy moet nie so optree nie. Dan kan ons eens gaan na die man toe om te sê, suster Piet het so opgetree nie, want jy luister nie eens vir hom nie. Sien die bares, is lelik, 'n mens moet onderdanig wees aan iemand of aan iets. Aan jou man, sê die Here. Getroude vroue, by the way. Kolossense en hierdie singles ook. Jy moet onderdanig wees, jy moet luister wanneer gesag oor jou aangestel is. Jy moet luister. Mans, julle moet julle vroue lief hê. Dit is hoe Christus sy kerk lief gehad het. As ek my vrou lief het, sal ek nie nodig het dat die kerkraad na my toe moet kom, want daar is stories aangaande my nie. Pas op, laat die duiwel ons nie kry nie. Sien u, want die gogga laat ons gesprekke voer met mense wat ons nie behoort te doen nie. Dit het 'n impak op die gesin. Amen. Die gesin lê daaronder, omdat ek nie my vrou lief het. Gee die Here 'n prys. Kinders, luister nou mooi, ek gaan nou vinnig hardloop. Wees in alles aan julle ouers gehoorsaam. Kinders, wees in alles aan julle ouers gehoorsaam. Kinders, wees in alles aan julle ouers gehoorsaam. If you are obedient towards your parents, it will be very easy for the tutors or teachers to teach you. Jy gaan leerbaar wees, want jy's 'n gehoorsame kind. As jy ongehoorsaam is, dan gaan jy sukkel. Mense sukkel om met so 'n kind te pad te stap. Daarom was daar baie dinge al gesê oor 'n so 'n kind, en hierdie dinge het al waarheid geword. Jy sal dit nie maak nie. Jy sal in die tronk opeindig. Klink dit nie bekend? Daai was gesê omdat daai kind nie gehoorsaam was in die klas. Baie keer dan blameer ons onderwysers. Ja, die onderwyser het my kind vervloek. Nee, die probleem lê by jou, wat nie die kind geleer het om gehoorsaam te wees. Daarom het die vloek hom getref. Your inability to teach your child to be obedient.
It's a dangerous thing. Because if you do not do that, people will say some wrong stuff about your children. And it will come true because of the anger that he or his behavior causes. Because jy moet altyd onthou, jy moet jou kind leer, ek moet my kind leer, 'n onderwyser is 'n groot mens. Onderwyser is nie jou speel, is 'n groot mens wat gaan leer het. Daar lê groot opoffering wat voor jou staan. Is die venster tot jou nuwe lewe, is die deur tot jou, tot jou toekoms. Don't take that for granted. Some of us, we try to be comedians. Comedian. Mense sal lag. En hulle sal lag. Maar daar gaan 'n môre aanbreek dat jy alleen staan. Hoor julle kinders? Das jy 'n ware comedian, want jy gaan nie matriek kan slaag nie. Jy gaan nie jou drome kan verwesenlik, want jy het die klas opgehou met jou gelag. Klomp comedians, jy ken die duiwel. Jy kry die manne wat grappe maak, dan kry jy ook die dom soort, wat 'n bietjie stadig is, hy maak ook grappe. Die vinniges gaan vorentoe, sy naam is onder die 10 beste, maar jy wat stadig is, wil ook hy game speel. Nou bly jy agter. Staan jy daar by Mubarak, as jy moeilik, maar dit het nie begin by ander mense nie, dit het begin by jou, wat nie besef, jy moet jou inhou nie. Jy het gekom om te leer. Ek praat 'n bietjie hard, ek praat so die bares, ek wil die boodskap oorbring by die kinders. Ouers moenie gedurig fout soek met julle kinders nie. Jy maak hulle moedeloos, tree met wysheid op teenoor mense wat nog buite die kerk en die gemeente is. Kom ek conclude net hierdie ding. 'n mens moet jou kind aanmoedig. Hoor wat ek sê. Maar moenie net foute soek. Die arme kind try, maar jy soek net 'n fout. As hy nie die skottel goed gewas het nie, is dit nou nodig om die hek of die deur af te breek oor skottelgoed. Sien nie, daar sekere goed, ek wil conclude hierbaar is, wat nie nodig het of is om die deur af te breek. Daar sekere goed wat gebeur of wat kinders doen, wat nie nodig is om biduur toe gebring te word, om voorbidding te vra nie. Daar's dit so 'n klein ding, wat jy net kan met die Here uitklaar. Sien jy, want jy maak nou so, jy laat jou ander medesusters na jou kyk, en sê, maar hy dien die Here, maar hy het die onvermoë om 'n 9-jarige kind in toon te hou. Moenie net wil kla nie. Moenie net wil opstaan om te kla nie. O, Here moet my help. Maar kyk, prys die Here, watter goed is klaarbaar en watter goed is wat jy kan hanteer. En wees kalm. Die groot probleem onder ons volk, ons is baie emotional. Here moet ons help. Ons is baie emotional. Ons wil nie kalm raak nie, want weet jy hoekom? Ons is te vol van ons, maar min van God. Daar is sekere rolle, manne van God, wat ek en u moet hê, om die struktuur weer reg te kry. Hoor tog mooi, manne van God. U is die hoof van die gesin, en die volgens Efesiërs 5. U is die hoof. Ek is die hoof, en ek hoop ek is die hoof. Ek hoop u is die hoof. Man moet sy vrou lief hê. Amen. Is my rol, is u rol. Ek moet toesig hou oor godsdienstige gebruike. As daar gebid word in my huis, ek is verantwoordelik om 'n altaar te bou. U
jy as 'n man, ja, jy hoef nie 'n ampt te hê nie. Broer Ben, as jy 'n man is van 'n vrou, jy's verantwoordelik om 'n altaar in jou eie huis te bou. Volgens Genesis 35, Jakob beveel sy familie, was julle en trek julle skoonklere aan, want ons gaan môre na Bethel toe. Hy sê, want ons gaan daar vir die Here altaar bou, sodat God my gebede en ons gebede kan verhoor, en ons kan red uit hierdie verknorsing. 'n Man, nee, moet godsdiens in sy huis terugbring. Dis ons verantwoordelikheid. En ek hoop, prys die Here, u verstaan. Pa moet dissipline handhaaf. Jy kry in vandag se lewe die maas wat dissipline moet handhaaf. Jy kry sagte manne. As dit kom by dissipline, dan weet ek nie wat oor van ons kom. Jy sal jou vrou, jy sal die huwelik tot niet maak ter wille dat jy jou eie kind wil beskerm teen jou vrou. Your inability to discipline your child make you so angry that you don't see your marriage as number one. Verstaan? Do you understand what I'm saying? Because there is a lack from the leader or from the men's or from the husband's side to discipline his child. That's why it's so painful for him to see that his wife doing what he is supposed. I say, jy respect my nie. But you are not where you supposed to be. 'n Man moet dissipline handhaaf, broers. Kom ons gaan na die Here se woord toe. Kan julle lees daarvoor? Spreuke 23 vers 13 tot 4. Hy sê, moenie bang wees om jou kind te dissiplineer nie. As jy hom wil red, moet jy hom juis 'n pak slaag gee. Broer Christus, nou die lawyer hier, hy hoor nou wat ek sê oor die pak slaag wat hulle vir my moet oordefend. Hy is my lawyer, moenie worry nie, hy moet sy saak maar stel om my te help. Maar dissipline moet daar wees, dierbares. Dierbares, dink vir u in die skool kan nie jou kind dissiplineer nie. U dissiplineer hom ook nie by die huis nie. Waarmee is u besig? Waarmee is u besig? Waarmee is ons besig? Ons is besig om daai kind te leer om totaal en al ontug, met ontug groot te maak. Pa moet sorg dra vir sy huishouding. En 1 Timoteus 3, 4 en 5 sê, bestuur 'n huis, jou huis goed, dat jou kinders jou kan respekteer. Wanneer 'n pa dissipline in sy huis het, dan respekteer sy kinders hom deur dit wat hy doen en die voorbeeld wat hy stel, hulle respekteer hom. Want daardeur, prys die Here, bestuur hy sy huis goed, hy sorg vir sy familie, hy earn die respek van sy kinders en van sy familie af. Want hy sorg, hy slaan nie net nie, maar hy sorg vir hulle. Is dit waar, dierbares? Dit is wat ons moet doen. Die rol van die ma of van die vrou, sy moet onderdanig wees aan haar man, volgens Efesiërs 5:24. Sy moet help met die kinders se opvoeding. Daarom sê die skrif in Spreuke 1:8, my seun, luister na wat jou pa of jou ma jou leer, moenie wat jou ma jou leer in die wind slaan nie. Sal nie goed gaan met so 'n kind nie. 'n Vrou dra sorg vir haar gesin. Sy werk baie hard, haar hande staan vir niks verkeerd nie. Dit is die rolle van ons, die baros. Ek vat u net terug, van u julle sal vanoggend dalk dink, wat praat hierdie man? Maar ek vat vir u terug, want daar is 'n duidelike lek. Dis hoekom ons gemeenskap so lyk. Gee die Here prys. Die rol van kinders, hoor my mooi, waar is die kinders? Kyk hoe speel die kinders daar agter, hulle luister hier. Kinders is 'n seën van die Here in Psalm 127, 3 tot 5. Kinders is 'n gawe van die Here.
'n vrug van die moederskoot, soos pile in 'n krygsman se hande, soos die seuns gebore in jou jeug. Gelukkig is die man wie se pylkoker daarvan vol is. Kinders moet hulle ouers eer. In Eksodus 20 versie 12 sê, behandel jou ouers met respek, kinders. Hoor jy hulle? Jy sal dan lank en gelukkig lewe in die land wat die Here God jou gee om in te bly. As 'n kind sy ouers nie eer, sal hy nie 'n lang lewe hê nie. Die lang lewe van 'n kind, jy kan hom maar hoe toesluit as hy nie jou ouers, jou as 'n ouer eer nie, sal die lewe op die dood op hom afkom in die vleur van sy lewe. Maar die skrif beloon so 'n kind dat hy sal 'n lang lewe hê in die land wat die Here hom sal gee. Kinders moet hulle ouers gehoorsaam. In Spreuke 6 versie 20, my seun, hou by wat jou pa jou leer. Moenie die reëls wat jou ma vir jou gee, jou pa vir jou gee, ignoreer nie. Dit sal goed gaan met jou en my. Ek conclude. Maar voor ek conclude, die bar is Eli, of laat ek het so stel. Daar's dinge wat die gesin verwoes, wat plaasvind in vandag se lewe. Ek het maar 'n paar gelys vanoggend. Maar daar's baie dinge wat die gesin verwoes in hierdie samelewe. Die bares en die mees pynvoelste ding is, daar's 'n gebrek aan respek van die kinders se kant af teenoor hulle ouers. Groot gebrek. Weet jy, die seerste ding is, wanneer 'n onderwyser 'n kind met 'n briefie huis toe stuur, met die verwagting dat as die kind môre of oormôre skool toe kom, dat hy kind se gedrag verbeter. Verstaan jy? Maar die teleurstelling is dat hy selfde kind weer net voortgaan en erger optree. Maar dan moet die onderwyser in hom of haar hoekie sit en die vraag afvra, wat gebeur in ons samelewing? En wat gebeur in ons kerke? Waar is die leiers? Hoe wat iets behoort te doen, of iets behoort te sê, of hulle mense moet leer aangaande die gedrag, of aangaande die gebrek wat daar is in ons gemeenskappe, of ons gesinne. Daar is 'n totale gebrek. Toe Noag se seuns, terwyl Noag van wyn dronk word, hoor paas, toe trek hy hom uit, toe sien sy kinders en hulle gaan vertel vir ander mense. So die gedrag van wat in die huis plaas, het 'n impak en kan jou gesin verwoes. Ek en u se doen en late kan die gesin verwoes. Ek sê mos altyd die ding. Toe hulle sien sy pa lê aan die tent naak, toe hulle dit sien, toe gaan vertel hulle die mense daar buitekant. Die tweede gif wat in ons gemeenskap rondloop op twee bene is die duiwel, ouers wat kinders bederf. As ons hier staan, Wellien en Shane het hier gestaan vanoggend, toe sê die formulier vir die gemeente, julle is net so verantwoordelikheid om die kinders in die vrese van die Here groot te maak. Maar as die gemeente die kind by die toilet sê, moenie die toiletpapier so mors. Hier is kinders wat die toiletpapier, ons het hierdie nuwe ding in die kerk gebring, waar ons handtowel in die toilets gesit het.
Dan vat hulle die handtowel, rol, dik rolle, maak hulle hom nat, gooi hulle hom teen die venster of teen die spieël. Nou praat die diaken, nou hardloop hy kind na sy Malien toe. Mama, die diaken het my geslaan. Nou spring hy op. Niemand gaan my kind. Nou moet ons die diaken stuur om vir u weer te gaan beraad, want u gaan nou die kerk los. Maar kom ek sê vir u vandag, die seuns het groter geword. Esau was 'n bekwame man en Jakob, prys die Here, het maar verkies om tuis te bly. Halleluja. Isak het 'n voorkeur gehad vir Esau oor sy wildsvleis wat hy gee. Dit is 'n gevaarlike ding om spesiale kinders te hê. Jy het jou kind en ek het my kind. You can't have your child and your wife got her child. Look what happened there. Rebecca was liewer vir Jakob gewees. En wat het gebeur? Wat het gebeur? Jakob en sy ma het saam hande gevat om Esau se reg, eersgebore reg, van hom af te steel. It's a dangerous thing. You can't have your child and your husband got his child. Dangerous. Dis hoekom as ek so Homefees toe gaan, ek loop mos nou nie hofie. Nou as ek Homefees gaan, en dan stap ek daar verby die hof, dan hoor ek hoe skree jong seuns daar uit 'n donker venster uit. Maar gaat die weer nie. Weet jy, agter elke stout kind is daar 'n ouer wat hy kind bek. Ook mag hy die ding sê nie. Volgende week is die kerk leeg. Ek het nou 'n nerf. Ek het 'n nerf. Kyk man, net investigate net. Investigate ek net. Dan sien ek, hier is die duiwel wat agter hierdie kind sit. Sy stoutheid sit. Sien jy, want hy kind weet as iemand wat hom ondersteun. As jy ook kos gee, dan gee jy so slim kos. Jy sê, boetie moet die eet van is boetie sinne. Hey, Here weet dit. Boetie moet gelyk getreed word met die ander mense. Want boetie gaan 'n attitude kry. Roep boetie daar uit die venster uit. Sê boetie, maar ek gaan nie meer nie. Maar ek soek brood, waar is die kos? Het gaat moeilik hier. Kom broer Christo goed met die swart gowns daar om. Dan moet hulle met boetie praat. Hy sê boetie, ma, jy moet vir die lawyer kry. En ma, jy moet vir die lawyer so sê. Dan sê ma, en ma weet, boetie was nie by die huis. Ma weet, boetie was nie by die huis. Dan lieg ma, dan sê ma vir die lawyer, boetie was in die huis, dit kon nie boetie wees. Maar haar gewete plaar. Want daar gaan 'n môre aanbreek, want 'n boetie wat 'n mens in die geheim doen, sal op die dakke verkondig word. Moenie, kom ons los daai bederf. Moenie spesial kinders hê in my huis, ons het nie spesial kinders nie. Daar's net kinders wie se neuse lyk soos my neus, en ander lyk soos die ma se neus, maar dis fyn so, maar gedrag moet almal dieselfde, gebrek aan dissipline diebaar. Wanneer ons kinders nie dissipline het nie, en ons lees 1 Samuel 22 tot 25, dan sê die skrif daar, Eli was 'n priester. Hy het seuns gehad, en hy het hierdie seuns gereprimand, klink dit nie bekend nie. Hy het hierdie seuns gesê, hulle moenie dit doen nie, maar hulle het besluit, hulle doen dit. Hulle doen hierdie dergelike dinge.
Nou sê Eli vir sy seuns, hy sê vir hulle, wanneer julle sondig teenoor die medemens, of julle se doen en late, veroorsaak dat die medemens sondig teenoor my huis. Amen. As my kinders se maniere van so 'n aard is, dan dwing dit nou die gemeenskap om te sê, Pastor Hilton leer nie sy kinders nie. En hulle sondig met baie goed teenoor my, teenoor die Here, deur my, want hulle mag nie die gesalfde aanraak. Maar op wie val dit? Dit val op jou kinders. Want toe die kinders nie stop nie, toe sê die Here, julle sal sterwe in die vleuer van julle lewe. God laat u is die aannemer van persoon nie. Sien u die bares, is gevaarlik om gelowig te wees en nie jou kinders aan te praat. Ek praat nie van ou kinders nie, man. Ek praat van hierdie kleintjies wat ons moet leer, dierbares. Regtig, dierbares, ons moet hulle leer. Van kleins af leer. Ons moet 'n struktuur kry. Jammer nou, dierbares, ek moet my baie mooi verstaan. Daar moet 'n struktuur wees in ons huis. Weet jy hoekom? Sodat ons moet bewus wees van die mense wat buite die kerk is, dat ons vir hulle nie aanstoot gee nie. Sien nie, want ons gedrag maak dat die mense nie die Here wil dien. Ons gedrag het 'n impak op wat die mense daar buite van die kerk te sê. So, ek wil my verstout om vandag te sê, na die boodskap, behoort ons nie in die kerk 'n probleem te hê met gedrag van kinders nie. As my kind by 'n skool behoort en daar kom 'n boodskap of 'n briefie, dan moet my gedrag nie wees, of my vrou se gedrag nie wees om die onderwyser te gaan uitskel nie. Maar ons gedrag moet wees om saam met die skool hande te vat. Die skool te help, laat ek nie so sê nie, om ons self, jou kind te help. Sodat as jou kind skool toe gaan, dan 'n kind kan wees waarmee die onderwyser kan werk. Dierbares, kom ek sluit af. Ek het so baie om nog om te sê. Die probleem of die issue is nie dat die skool die kind se gedrag moet regkry nie. As ek nou moet vra vir 'n oud onderwyser, Suster Malien, is dit jou vraag, het jy geleer om die kind se gedrag te fix? Jy het nie geleer, daar's niks van daai nie. Jy het geleer om ons kinders te leer, nie, die kurrikulum te leer. Sien jy, sy is nie geëkoop na 20 jaar in die onderwys. Is sy nie geëkoop om gedrag aan te spreek. Sy is wel geëkoop of hy is wel geëkoop om die kind die kurrikulum te leer. Dierbares is 'n harde woord. Dit praat met my en dit praat met u. Hoe of wat gebeur nou? Wat nou gebeur? Ek en u moet 'n gesprek hê met die kind. We need to have a frankly discussion with the child. We need to align the family structure with what you has been taught. Daar kyk u waar is die leemte. Dan spreek u die leemte aan. U korrigeer dinge in die huis wat verkeerd was. En u beweeg op daai platform.
en jy werk saam met die vrou, saam met die man, julle wat enkel maas of paas is, gesels met die kinders, werk 'n plan van aksie uit. Kinders wat mos nou groot is, ek moet dit ook miskien aanspreek. Julle behoort ook 'n gesprek met hulle te hê. Maar julle kan nie ter wille van hulle gedrag na hierdie dag stagneer nie. Gee die Here prys. Julle moet aangaan om die regte ding te lewe, om die regte ding te predik, die regte ding te implementeer. As u dit doen, dan volg u die voorbeeld wat hy of sy moet volg. Maar om nou vir hof van hom te verwag, om nou 10, 15 jaar terug te gaan, dat gaan nie gebeur, ek kan nou al vir u sê. U moet net die voorbeeld volg. Gelowig bly, moenie loop sit nie. Bid en u doen wat reg is. En as daar 'n probleem kom, staan vir die waarheid, staan vir die saak van die Here, en sodat u hom kan red. Prys die Here. Kom ons buig net ons hoofde en bid ons net. U sit net daar, bid saam met jou familie. As jy kan, vat iemand se hand, familielid. Ek bid net saam met julle vanoggend. Elke oog is gesluit as jy kan.